As die son nog skaars wil opkom en die wêreld stil bly staan, word daar in 'n klein kombuisie alweer op aan mekaar geslaan. Ou potte, warm hande, liefde sonder plan. Hier word mens weer stil bedien, vir elke vrou en man. Dis hart en hande saamgebring, waar hoop weer asem kry. 'n lepel op 'n slag word môre vandag vir my. Met oop arms, geen oordeel, net liefde wat verstaan. Dis hart en hande, waar elke mens mag staan. Ons kykers, welkom by die eerste episode van Hart en Hande. My naam is Meryl Brown. Vandag gaan ek vir julle bietjie wys hoe die sop voorberei word en ons gaan met 'n paar vrywillige werkers gesels, as ook vir julle wys hoe dit lyk wanneer die mense aangestap kom en hoe sop uitgedeel word. Vandag gesels ek 'n bietjie met een van die vrywillige werkers wat al 'n geruime tyd by hierdie organisasie betrokke is. Gillian Jansen. Gillian, baie welkom by ons eerste episode van Hart en Hande. Baie dankie, Meryl. Vertel ons kykers bietjie, hoe lank is jy al betrokke by hierdie organisasie? Meryl, ek is die afgelope 7 jaar 2019. Sedert 2019 is ek betrokke by hierdie organisasie. En ek geniet verskriklik die werk wat ek doen, want ek doen dit vir gemeenskapswerk is in my gene. Ek geniet verskriklik dit om in die gemeenskap te werk en om betrokke te wees en ek probeer help waar ek kan in my gemeenskap. En sê 'n bietjie vir my en vir die kykers, julle was nou 'n maand lank op vakansie en vandag het die sopkombuis weer geopen. Vertel vir ons bietjie hoe dit voel om terug te wees na 'n maand. Uitgerus en opgewonde. Ek is baie opgewonde vir die nuwe jaar en vir die nuwe uitdagings, en ek het my kliënte verskriklik gemis. Hierdie kindertjies het ek gemis en ons mensies wat in die lyne vir ons elke week wag wanneer ons hulle bedien met kos, warm etes en met 'n koppie warm sop. En net daardie glimlag en hy dankbare uitdrukking op hulle gesig is vir my die grootste geskenk van alles. En een laaste vraagie, wat is jou grootste wens vir hierdie organisasie hierdie jaar? Die verskillende uitdagings wat ons het. Ons het verskriklik, ons grootste uitdaging is finansies. En in hedendaagse ekonomie is geld mos maar skaars. Daarom wil ek graag 'n beroep doen op besigheidseienaars om te probeer inkoop by NPO's en NGO's sodat ons mense meer kan help, sodat ons meer etes kan voorsien, maar ons is wel dankbaar vir verskillende besigheidsmense wat reeds betrokke is en belê in ons NPO, sodat ons mense kan kos gee 2 keer 'n week. Dis fantasties. So ons gaan hulle ook bietjie sien hoe Gillian en 'n paar van die ander vrywillige werkers sop uitdeel. So Gillian, ons sien vir jou daar buite wanneer die sop uitgedeel word. Baie dankie vir jou tyd. Sien vir jou later. Gesels ons met nog 'n vrywillige werker, Tannie Minnie Lucas. Baie welkom Tannie Minnie by die eerste episode van Hart en Hande. Vertel 'n bietjie vir ons kykers, hoe lank is Tannie al betrokke by hierdie organisasie? Goeiemiddag Meryl en al die kykers. Dit is eintlik 'n blye gevoel om vandag weer terug te wees. Die lug is 'n bietjie so grys daar buite, maar ek het so opgewondenheid
Want dit is ons begin van ons nuwe jaar 2026, waar ons weer lekker saam met die gemeenskap gaan werk. En hoe lank is Tannie Nel betrokke by die Sopkombuis? Jene Merel, ek het in 2023 in Julie maand het ek betrokke geraak by die Sopkombuis. Ook al 3 jaar. En sê vir my, Tannie was 'n bietjie op vakansie gewees, soos ek gehoor het. Hoe voel dit vandag om weer na 'n maand van verlof terug te wees by die Sopkombuis en weer die gemeenskap te bedien? Merel, ek was nou in die Desember maand, het ek maar my besig gehou met my eie taakies by die huis en so aan. Maar ek moet vir jou sê, elke Dinsdag en Donderdag as ek wakker raak in die nag en ek weet dit is daai dag wat ons gewoonlik by die Sopkombuis aan diens is, dan is dit maar hier in my agterkop, dit sal vandag Sopkombuis gewees het. En 'n mens mis daai Een taakies. mens doen. En jy mis vir al die kinders se ou blye gesiggies. Nou sê vir my, Tannie, wat is Tannie se wens vir die Sopkombuis vir 2026? Wie Merel, my wens vir ons vir 2026 is dat ons nooit moet verloor nie. En die Here is elke dag saam met ons, die Here voorsien, maar dat ons nooit moet moeg raak om ons moue op te rol om 'n diens te lewer aan die gemeenskap. Baie dankie Tannie Minnie. Ons gaan vir Tannie Minnie ook later buite kan sien hoe sy die sop ook bedien vir die gemeenskap. Tannie Minnie, baie dankie. Ons sien vir Tannie later. Vandag gesels ek met een van die vrouens wat ook permanent in die organisasie se lyne kom staan vir 'n bordjie sop. Haar naam is Michelle Kriel. Michelle, hallo en welkom by Hart en Hande. Vertel vir ons kykers bietjie, hoe het jy betrokke geraak om hier by die Sopkombuis te kom staan en kos kry en hoe lank is jy al hier in hierdie lyne en wat beteken hierdie organisasie vir jou? In die begin het ek ook maar net gehoor van die mense die wil sop uit, die wil. So ek het ook maar begin kom sopbouw. En dat is al amper 5 jaar. 5 jaar dat ik hier staan in die lijn met bakje sop. En ik geniet het. So die Sopkombuis betekent baie. Dat betekent baie vir ons in die gemeenskap. Maar baie dankie Michelle vir jou tyd en dankie dat ons met jou kon gesels. En sterkte met jou pad vorentoe en alle sukses vir jou. Dankie Merel. Gesels ek ook met een van die vrywillige werkers by die organisasie, Sipho Bonele. Sipho, welkom by die eerste episode van Hart en Hande. Baie dankie Merel. Vertel vir ons kykers 'n bietjie, hoe lank is jy al betrokke by hierdie organisasie? Ek is al 'n jaar en 2 maande betrokke. Ek het in November begin 2024. En jy was nou vir 'n maand lank ook op verlof gewees. Yay! En sê vir my, hoe het jy jou verlof gevind? En vandag is die eerste dag wat die Sopkombuis weer heropen het van 2025 af. Hoe vind jy vandag en hoe was jou verlof gewees? Wow, Merel, vandag het ek my skipper gevat en afgestof. En toe ek my weer kry, toe sê ek die Sopkombuis. Excited. So excited, maar met vakansie in die algemeen was baie awesome geweest, met familie tyd gespandeer. En ook Christmas was awesome, ons het 'n Kersfeespartytjie ook gehad met die Sopkombuis, 1000 kinders. Dit was baie nice geweest. En wat jy die meeste van die Sopkombuis gemis op jou vakansie? Ek het al die betrokkenheid gemis en al die sop gemis. So die kinders, ons was so die sop uitdeel met die kinders, dat was baie nice. Fantasties. Dan mis maar ons is hier. En sê vir my, wat is jou grootste wens vir hierdie organisasie vir 2026? My grootste wens vir hierdie organisasie is om ons take wat ons stel vir die jaar, ons het tans nou 35.000 mense gevoer vir die afgelope jaar, ons moet dit verdubbel. En ons wil uitreik vir nog gemeenskappe soos JCC Kamp en Extension 8 en daar's nog gemeenskappe wat ook behoeftig is. So dat's net fondse partykeer wat ons onder ons petrol ingooi, maar alles is nog 100, maar vir die jaar wens ek nog meer fondse insamel en meer
gemeenskap uitreik. En al die doelwitte wat moet bereik word. Yes, en al die doel. Maar baie dankie vir jou kort onderhoud wat ek met jou kon voer. Yes. Ons gaan 'n bietjie gaan kyk hoe Sipho en 'n paar van die ander lede in die organisasie SOP uitdeel. So sien vir julle buite. Ek wil vandag baie dankie sê aan al ons kykers wat na ons eerste episode van Hart en Hande gekyk het. Soos julle sien, hierso is wel baie hande en harte in hierdie organisasie. Skakel volgende week in vir nog 'n episode van Hart en Hande en kom kyk hoe lyk dit wanneer hoop prakties word. As die son nog skaars wil opkom en die wêreld stil bly staan, word daar in 'n klein kombuisie alweer op aan mekaar geslaan. Ou potte, warm hande, liefde sonder plan. Hier word mens weer stil bedien vir elke vrou en man. Dis hart en hande saamgebring waar hoop weer asem kry. 'n lepel op 'n slag word môre vandag vir my. Met oop arms, geen oordeel, net liefde wat verstaan. Dis hart en hande waar elke mens mag staan.